Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad die 23ste November 2025 Sondag. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees vandag vriende, waar julle ook op 'n besonderse manier deur Stefan se getuienis vandag geraak word en waar julle ook sal leer hoe God by ons is, ook in tye wanneer dit baie keer 'n bietjie de mekaar lyk, né? So, ons sien baie uit na Stefan se getuienis. Stefan, ons sê byvoorbeeld vir jou baie dankie dat jy vandag kom getuig en kom sê hoe jy God gesien werk het ook in jou lewe. Vir miskien net so die een en ander afkondiging. Ons het natuurlik Kerssangdiens volgende week. Ek wil julle uitnooi soontoe. Dis regtig 'n wonderlike geleentheid vriende waar ons net lekker saam sing, Here loof, prys en aanbid. Dis 'n klomp instrumente wat daar sou is. Ons gaan lekker saam sing. Dit is altyd ons as in Kersfees self, daai tyd is ons baie keer by ons kinders en vriende en op vakansie, so ons het altyd 'n Kerssangdiens soos alle gemeentes maar net. So ek nooi julle uit volgende week na die Kerssangdiens toe. Ek dink dit gaan regtig iets besonders wees. Dan ook ons somerbraai vriende wil ek maar net vir julle uitnooi. Dis die 6de Desember. Kaartjies is R120. Ons kry 'n stukkie vark, 'n hoender en 'n worsie. Ons kry pap, lekker pap, is 'n ou van die Vrystaat wat ons die pap maak, Johannes. En dan vriende kry ons 'n klein roosterbrood, koekie daarby. Ons kry slaai, een slaai en jy kry pudding daarby. Vet weet vriende, dis omtrent R300 se maal. So jy kom geniet dit, is R120. Jy kan vir Karika laat weet by 021 5522 689. Julle moet asseblief by die 30ste November, dit is volgende Sondag vriende, moet julle asseblief finaal laat weet hoeveel kom, want ons sal moet voorbereiding tref dat daar nou nie mense kom en dan is daar nou nie kos nie. Ons wil dit graag mooi en goed reël. So as julle miskien net dan 'n aantekening kan maak daar. Dan net weer eens vriende, 'n diepe dankbaarheid om een teenoor ons Vader, maar dan 'n diepe dankbaarheid teenoor julle by die dankbaarheidsmaand waar ons, ek het dit al vir julle voorheen genoem, ek wil dit maar net weer noem indien van julle dit gemis het. Baie dankie, ons het R140,000 begroot vriende. Dis bo en behalwe ons dankoffer daardie maand vriende. So dit is in die tyd, hierdie ekonomiese tyd waar ons leef, sit 'n groot vraag van julle. En ek wil sê vir julle dankie vir julle ongelooflike wonderlike getrouheid. Ons kon R100,000 vir die sinode gee vir al die verpligtinge wat hulle het, uitreikprogramme, betrokke in die gemeenskappe waar ons is reg deur die land. Ons het 9 sinodes vriende waarby ons, want soos ons deur die hele land is ons betrokke by armoede, verligting, tehuise en allerlei tipe van dinge. So daardie geld gee ons met liefde vriende vir ons sinode om regtig dit aan te wend dat die beste van hulle vermoë, hulle is tog nou maar ook die arms, die voete en die hande van die Here en dan van ons wat hulle help met die geld om dit dan nou te kan doen. So dit gaan vir hulle en dan die R40,000 vriende het ons begroot vir ons eie gemeenskap en ons gemeente, mense wat swaar kry, dit kom in die omgeefonds. Ons mag niks van daai geld vat vir gemeente gebruik nie, so dit word net daarvoor bestuur. Baie dankie daarvoor vriende, want ons het dit oorskry hierdie R140,000 begroting. Ons is ek weet nie presies waar ons is nou nie, die laaste getal wat ek wel gehoor het is ons by 151,500 omtrent daar rond, né? Was ons gewees. So ek wil net weer vir julle uit my hart uit kom sê baie dankie. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Here, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir u nabyheid. Dankie Here dat ons kan weet dat u ons God en ons Vader is. Dankie dat ons oë altyd kan opslaan na u, kan weet u gee vir ons om en u reik altyd u hand uit na ons. Here, baie dankie daarvoor. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan sommer die dankoffer hier hanteer en klaar afhandel, want hierna ek gaan so 'n stukkie inlei na Stefan se getuienis toe. Hy het vir ons ook 'n dingetjie opgeneem, 'n WhatsApp boodskapie opgeneem wat hy môre gaan speel wat hy gaan doen in die kerk. So dit gaan ons dan insluit daarby. So ek het maar net gedink dat ons maak sommer klaar hierso met die dankoffer en dan gaan ek Stefan die geleentheid gee, Stefan aangaan en as hy klaar is hy klaar en dan sit dan die einde van die diens, né? So vriende, die dankoffer, julle weet is 'n Zapper en SnapScan. Ons is vriende, julle ons EFT kan julle maak NG Kerk Sonnekus. Absa die takkode is 632005.
Die rekeningnommer 3270140547 is 'n chequerekening. Vriende, miskien net onder julle aandag bring op hierdie stadium, ons dankoffers is so 2200 en 2000 rand agter begroting vir die jaar. Ek sê maar altyd vir julle, die kerkvriende, die plaaslike gemeente word deur niemand anders onderhou as deur sy lidmate nie. En daarom is dit, kom dit maar uit die lidmate uit, en die vriende, die ding is ook wat ons vir mekaar moet sê, die kerk moet julle altyd onthou, dit gaan daaroor dat die gebou waarin ons is, hy kort maar herstel, né? Hy kort maar ons sal een of ander tyd, ek weet nie hoe ver in die toekoms, seker so rukkie die dak moet vervang. Ons sal 'n klomp van die fascia borde maar moet na kyk. Ons moet kyk van die sement wat eenvoudig begin agteruit gaan met die diep krake, wat ons daai goeders moet vervang. Ons moet nou gedeelte van die muur vervang. Ons het nie geld om die hele muur af te kap en 'n ordentlike omheining daarso te sit nie. So daar's 'n klomp goed wat daarmee gepaard gaan, vriende, en as ons nie 'n geldjie het daarvoor, uit die aard van die saak, kan ons dit dan nie doen nie, né? So ek bring dit maar net onder julle aandag. Julle sê altyd ons moet deursigtig wees, so ons is. So ons is so 202 000 rand agter op ons dankoffers, en op ons bankkollekte in die kerk is ons so om en by 8700 rand is ons agter begroting. Here, dankie dat ons hier kan wees in u teenwoordigheid. Here, dat ons ook vandag wil hoor wat u vir ons wil sê. Here, praat u deur u Gees met ons. Amen. Vriende, ek wil net inlei vandag, letterlik, ek gaan 'n paar penstrepe trek en dan gaan ons vir Stefan aan die woord stel. Ek het gedink om met die een teksvers te vat, wat miskien 'n goeie brug kan bou na Stefan se getuienis toe, en dit is 2 Korintiërs 4 vers 7, waar Paulus die volgende sê. Hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Kom sê Paulus vir ons vriende. En vriende, dit moet ons vir mekaar kom sê, ek en jy ervaar dit in ons lyf, ons sien dit in ons land, ons sien dit in ons families, ons sien dit in ons werkplek en onder ons vriende. Ons is eenvoudige kleipotte. Nou vriende, as julle in ons kerk kom, sal julle sien daar by die fonteintjie is daar 'n gebreekte erdekruik, juis om simbolies vir ons te sê wat Paulus hier sê, ons is gebreekte kleipotte. Ons is broos, ons breek maklik, ons kraak baie maklik. Ons sê Paulus vir ons inderdaad so, né? So ons is hierdie kleipotte, liewe vriende, ons is nie altyd sterk nie, ons het nie altyd hoop nie, maar dis die wonder dat God kom en hy kom plaas sy krag juis in hierdie mense, in hierdie brose mense, in jou en my. En daarom sê Paulus in vers 8 en 9, hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie, want God is by ons deur sy Gees. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Hoekom? Want God is deur sy Gees by ons. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie, né? So hierdie gedeelte is 'n beskrywing maar net van iemand wat vir 'n menslike beskrywing van iemand wat moeilike dae gehad het. Dis 'n taal van iemand wat deur dieptes is, maar iemand wat ook die hand van God in hierdie dieptes belewe. 'n Taal van iemand wat geleer het, liewe vriende, dat gebrokenheid nie die einde van 'n mens se verhaal is nie. Daarom kom herinner Paulus ons maar net dat ons gebreekte erdekruike is. En dan sê hy, die krag wat alles oortref, dis van God en nie van ons nie. En dis hoekom die rede wat ons vandag by mekaar is, gaan na Stefan luister, oor sy getuienis wat self deur 'n storm is. Iemand wat nie net die broosheid van 'n erdekruik ontdek het nie, maar liewe vriende, Stefan wat ook die krag van God binne daardie erdekruik bereik het. So ek gaan nou vir Stefan aan die woord stel om met ons te praat wat hy beleef het, hoe God met hom gewerk het. Goeiemôre gemeente. So vanoggend net getuig van die Here se goedheid in my lewe. Soos meeste van julle weet, was dit so 'n jaar en 'n half gelede, 2 Maart 2024, waar ek op 'n kamptrein was, kamp die naweek, en daar was 'n hindernisbaan of 'n obstacle course, soos hulle noem in Engels, en ek en my vriend het deur die obstacle course gegaan, en so ek oor een van die balke geklim het en my lyf oor hom
probeer kry het, toe breek die balk en ek val toe en ek was in 'n baie slegte posisie. Ek het geval en my nek gebreek. Ja, soos wat die bal uit die skroewe uitgekom het. En was toe heeltemal verlam van my skouers af. Ek kon my skouers 'n bietjie beweeg, maar nie veel meer as dit nie. Tot van tevore toe ek rugby gespeel het of aan surf het, 1 of 2 slegte valle gehad en ek dink hierdie keer is dalk net een van daai waar mens val en na 'n rukkie kom alles weer terug, maar ek dink daar's 2-3 minute waar ek glad nie my lyf kon voel nie. Ek besef ek weer dat iets baie ernstig verkeerd was. Ek het 'n hele groep vriende rondom my gehad wat net so geskok was soos ek. Maar ons het almal saam net staan en in geloof begin bid en ja, ek dink niemand het dat vrees inkom nie en niemand het gepaniek nie. Ons het almal net bes gemaak van die situasie. Ek was toe gevat na Caledon se publieke hospitaal toe met 'n ambulans. Hulle het ongelukkig nie die nodige infrastruktuur gehad om presies te weet wat om te doen met so 'n nekbesering nie. So ek was toe gestuur na Monmouth Medikliniek toe, sommer hier naby ons. Die dokter daar, die neurochirurg, het gelukkig bietjie meer ervaring gehad en geweet wat om te doen. So het my in die ICU ingeneem en toe begin 'n lang paar weke, paar maande van hospitaal en rehabilitasie. Dit begin met 'n maand in die ICU hier in Monmouth. Ek was baie bevoorreg om hele klomp mense rondom my te hê van hierdie kerkgemeente en van my ma se vriende wat in die hospitaal gewerk het, toe sy in die hospitaal gewerk het. En ja, dit was net 'n groot voorreg om baie geliefde mense rondom my te hê wat my aangemoedig het, my gehelp het om positief te bly in 'n situasie wat eintlik baie scary was. En ek dink as ek net daar vinnig kan pause. En dis ek wil vandag van die goedheid van die Here getuig. Ek dink baie keer in so 'n situasie waar ons jouself in so 'n slegte situasie kan vind, is dit maklik om die Here se goedheid te question of te doubt, soos hulle sê in Engels. En ek het 'n bietjie gereflekteer hierdie week oor die goedheid van God en die goedheid van God in my lewe en as gevolg van die liefde van hierdie gemeente, hierdie plaaslike gemeente hier so by NG Kerk Sonnekus. Elke keer wanneer ek en my familie deur 'n moeilike tyd gegaan het en deur swaarte gegaan het, was daar nog altyd 'n liefdevolle gemeente wat ons ondersteun het. Tot die punt dat ons geïrriteerd raak van al die kospakkies wat hier afgelaai is en dit was dieselfde hierdie keer met my ongeluk. Daar was net soveel kos en soveel ondersteuning wat na ons huis toe gekom het en my familie toe gekom het, dat het amper so moeilik is om die sleg in die situasie te sien. En ek kon net fokus op my rehabilitasie en positief bly en almal wat rondom my gehelp het om my positief te hou het. My regtig nie 'n kans gegee om te doubt of te twyfel oor die goedheid van die Here nie, want ons is net so omring met liefde en ondersteuning. En ek dink ons weet in die skrif sê dit dat ek gaan sommer in Engels sê, maar die skrif dit sê in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So ons is beloof in hierdie skrif dat daar gaan moeilikheid in die wêreld wees, daar gaan slegte tye wees en goed wat met ons gebeur, maar ek dink ons as Christene is so dankbaar dat die Here vir ons gemeenskap gee en hy leer vir ons hoe om mekaar te ondersteun en lief te hê en nie net vir onsself uit te kyk nie, maar om vir anders ook uit te kyk en sagte oë te hê vir anders. En dit het ek al geleer soos ek in hierdie gemeente groot geword het. En soos ek gesê het, ek dink in hierdie wêreld gaan ons nie moeilikheid kan vermy nie, maar ons moet leer hoe om dit te hanteer. En ek dink die beste manier om te hanteer is om, soos ons sê, dat jy omring word deur ondersteuning en liefde en ook na die Here toe gaan en die Here se vrede ervaar. En mens kan net ervaar as jy hom ken, as jy sy woord lees en jy sy karakter verstaan. En ek het net gevoel
publisering gehad het, dat soos dat ons weet almal, ons het almal die Heilige Gees in ons en die Heilige Gees praat met ons en hy bemoedig ons in tye van swaar tyd en ek het regtig net gevoel die Heilige Gees sê net vir my, hierdie gaan 'n berg wees om te klim, maar jy gaan kan klim en dit gaan net neem met jy elke dag 'n klein bietjie doen, klein stapie op 'n dag, klein trappie, klein tredjies elke liewe dag en so ek het daai bemoediging, die encouragement van die Heilige Gees gevat en elke dag met my rehabilitasie oefeninge gedoen en nie 'n dag geskiep nie, selfs as ek baie moeg was of geïrriteerd was of het ek net probeer om elke liewe dag 'n klein bietjie te doen om sterker te word en weer my bewegings te kan terugkry. En van die begin af het ons daarom seker begin sien dat hierdie nie 'n volledige spinale koordbesering is nie, dat ek beweging kan terugkry en ek is so dankbaar daarvoor, want elke dag kan ons 'n klein bietjie verbetering sien en soos wat ek deur 'n maand van ICU gegaan het en 'n maand in die algemene saal van die hospitaal, so my so by Wanda en Bianca. Toe stadig maar seker sterker word en toe ek uit die ICU uit was, kon ek aan die kant van die bed sit, toe ek na 'n maand nog in die algemene saal kon ek weer staan met ondersteuning na absolute ongelooflike 2 maande hier so in Medikliniek en omring met die liefde van hierdie kerkgemeente wat ons so ondersteun het en die dokters en verpleegsters en die fisio's en die arbeidsterapeute. Was ek toe vir 2,5 maande na rehabilitasiesentrum in Turkye toe waar my oefening aangegaan het vir 2,5 maande net, soos ek gesê het, net daai bemoediging van die Heilige Gees vasgeklou aan dit en elke dag my oefeninge gedoen en sterker geword en prys die Here vir sy genade, na 2,5 maande kon ek daar uitloop uit die rehabilitasiesentrum uit en het was toe vir 4 maande by die huis waar ek aangehou met my rehabilitasie en aan die einde van die jaar 2024 in November, soos amper 'n jaar, net meer as 'n jaar gelede, kon ek terug in Stellenbosch doen, om my geliefde Stellenbosch waar ek lewe gedoen het, waar ek gewerk het en al my vriende gehad het en ek dink dit was so goed vir my om 'n volgende stap te neem om weer onafhanklik te wees van dokters en allerlei ondersteuning. Ja, en hier is ek nou 'n jaar later, jaar in Stellenbosch, deur die Here se genade. Ek was nou vir jare al by 'n nuwe maatskappy waar ek begin werk het, so die Here het ongelooflik voorsien in dit. Ek was ook, ek kan weer oefen, ek kan weer draf en swem en hierdie lewe geniet en ek is so dankbaar daarvoor, maar het sal nie wees sonder die ondersteuning van die gemeente nie. So ek is eintlik maar ook hier so om dankie te sê vanoggend vir almal wat my ondersteun het met veral nommer 1 met gebed. Was soveel mense om vir dankie te sê, maar ek wil amper net 'n algemene dankie sê vir almal wat my gebid het en ons kan sien die krag van gebed deur die situasie het my deurgedra, het my vrede gebring en het vir my bonatuurlike krag gegee om my oefeninge te doen en sterker te word en om die gebed het gehelp om my lyf te genees en die gebede was geantwoord. So ek is so dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar ook vir die praktiese goed soos hospitaalbeddens wat mense vir ons gebring het, die kos wat hulle vir my familie mee ondersteun het en daar's soveel goedjies om wat ek wil dankie sê in die tyd. Ek dink is al hierdie ondersteuning wat ons ervaar het wat my nie een keer laat twyfel het in die Here se goedheid nie, deur my hele ervaring en ek kan vanoggend hier staan en net met 'n baie blye hart weer eens kom dankie sê aan die Here vir sy goedheid en sy genade oor my lewe en oor my familie se lewens en ek wil ook net dankie sê vir die gemeenskap hierso wat so saamgetrek het om my familie te ondersteun. Ek glo almal was ook geseën deur hierdie storie dat almal se geloof sterker gemaak is en versterk is om vir die Here te vertrou. Selfs deur tye van lyding en tye van swaar kry het ons regtig nooit hoef
twyfel in die goedheid van die Here nie. Hy is met ons, sy Heilige Gees is met ons, hy gee ons vrede, hy gee ons 'n ongelooflike gemeenskap rondom ons om ons te ondersteun. En soos ek sê, ek is eintlik net oggend en getuig ek net van dankbaarheid vir wat die Here in my lewe gedoen het. Dankie.